Geliefdes, wanneer ons Openbaring lees, dan moet ons besef dat 'n letterlike interpretasie van Openbaring werk nie. Want die Here praat hier in beelde met sy kerk. Ons het reeds verlede keer gehoor, Openbaring is geskryf as 'n troostboek vir die kerk. Is nie geskryf as 'n misterieuse boek oor die toekoms nie. Dit het reeds die eerste gelowiges wat dit gelees het getroos, wat vervolg is. En so ook vir ons vandag, is dit 'n bron van hoop en troos. Hier is 3 belangrike aspekte van hoofstuk 5, ons gaan al 14 verse lees. En die eerste is die waarom, wat hierdie gedeelte gaan beantwoord. En die vraag wat gevra word is, waarom huil die apostel wanneer hy die engel hoor praat? En dit gaan oor die boekrol. En die vraag is nou maar, hoekom is die boekrol so belangrik? Waarom huil hy oor hierdie boekrol? Die tweede vraag is dan die wie. Wie is die een wat die boekrol oopmaak? En wat moet ons van hom weet? En waarom is hy die een? Waarom kan niemand anders nie? En in die laaste aspek, soos ons het gehoor van die waarom, van die boekrol, die wie, van die een wat die boekrol oopmaak. En die laaste is die vraag, wat nou? Wat is die implikasie daarvan vir u en vir my? As hierdie boekrol oopgemaak word. Wat is die implikasie vir ons as kerk? Kom ons verlustig ons gaan al 14 verse lees. Die opskrif van Openbaring 5 is die boek met 7 seels verseël, die lam alleen waardig om dit oop te maak. Ons lees Openbaring 5 vers 1. En ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit 'n boek gesien, van binne en van buite beskrywe, met 7 seels goed verseël. En ek het 'n sterk engel gesien, wat met 'n groot stem uitroep, wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? En niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie, kyk die leeu, wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid het oorwin, om die boek oop te maak, sy 7 seels te breek. En ek het gesien en kyk in die middel van die troon, en die 4 lewende wesens, en in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam, asof hy geslag is, met 7 horings, met 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. En ek het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Ek lees weer vers 7. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer. Elkeen met sieters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, u is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. En het ons konings en priesters vir ons God gemaak. En ons sal as konings op die aarde heers. Toe sien ek en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge, en die getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende. En met 'n groot stem het hulle gesê,
Die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En die 4 lewende wesens het gesê, Amen. En die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid wat lewe tot in alle ewigheid. Net tot sover ons skriflesing, mag die Here verheerlik word deur die verkondiging van sy woord. Kom ons bid saam. Ewige hemelse Vader, saam met alle gelowiges, oor die hele aarde, en alle siele wat hulle voor U bevind, wil ons lof en eer en dank bring, want U is God. U is lofwaardig, U moet besing word, ons moet U groot maak, bloot omdat U God is. Here, as ons hierdie openbaring van U lees, hierdie hoofstuk ook van die boek, wat U in die woord vir ons gegee deur die apostel, dan maak dit ons maar opnuut bewus van ons eie kleinheid en broosheid en sondigheid en van U grootheid en almag en heerlikheid. En dat ons tog ook geroep word om U aanbidders te wees, U kinders te wees, U volgelinge. Deel van die koor wat U besing. Here, aan die een kant besef ons is absoluut onwaardig, ons is sondaar mense, ons is nie werd dat U seun stuur om met sy lewe te betaal, met sy bloed ons los te koop, sodat ons begenadigdes mag wees nie. En tog stort U in ons harte U liefde uit en maak U ons U kinders, konings en priesters. Mense wat nie net mag asemhaal of leef nie, mense wat mag dien, mense wat met koninklike genade verantwoordelikheid kan neem vir 'n roeping en 'n taak hierso. Help ons daarmee, Here. Baie keer fokus op soveel ander dinge as U aanbidding en U diens. Help ons om met 'n perspektief te leef. Dankie vir Openbaring 5 en dat ons 'n kykie kry in die hemelse troonsaal. Ons wil U van harte aanbid. Ook met die wete, Here, dat ons mense is wat U hulp en die bystand nodig het, en ons bid in die besonder vir hulle wat siek is, en hulle wat swak is, hulle wat bejaard is, hulle wat op hierdie stadium 'n aanslag beleef en probleme beleef en sukkel om te oorleef. Here, ons gaan soms deur fases in ons lewens wat ons ook oorweldig voel en sukkel om kop bo water te hou. Ons kom na U toe, Here, vir hulp en vir genade, en ons vra, ontferm U oor ons en wees ons genadig. Staan hulle nie besonder by, Here, wat pyn het, hulle wat swaar kry, hulle wat hartseer is, ontferm U, Here, wees hulle genadig. Here, as ons teen die grond is ons gebed, wil U self ons optel en ons help om op te kyk en diensbaar te wees. Help ons vandag daarmee, ons vra dit in Jesus naam, Amen.
Dis vir ons redelik maklik om 'n prentjie in die kop te kry van wat met Jesus gebeur het, soos wat beskryf word in die evangelies van Jesus wat as mens gebore is in 'n krib en 'n pad gestap het met sy disippels en hulle geleer het. En die hoogtepunte langs die pad by die Jordaanrivier toe hy gedoop word en die wonderwerke wat hy doen en dan op die hartseer, die laaste avondmaal. Die Via Dolorosa wat ons in die lydenstyd saam met hom gestap het tot by Getsemane by die kruis. En dan die leë graf, waaroor ons gejuig het op Paasondag, en hoe hy verskyn het aan Maria Magdalena, die disippels en soveel mense. En hoe hy vir hulle weer moed gegee het en hoop gegee het, vir Petrus herstel het in sy amp, Johannes 21. En dan staan ons op die berg saam met die disippels en Jesus vaar op na die hemel. En hy kyk op en hy seën hulle. En toe, wat daarna? Ons weet wat met die disippels gebeur het, dit beskryf die evangelie, maar wat het toe met Jesus gebeur? En dis wat beskryf word in Openbaring 4 en 5. Jesus se aankoms in die hemelse troonsaal. En hoe miljoene der miljoene engele fees vier en juig oor Jesus se oorwinning wat hy behaal het. En die Here laat hierdie hoofstuk 5 vir Johannes 'n kykie kry in hoe die hemelse lof lyk en klink. Wat 'n geweldige oomblik dat hy iets daarvan kon beleef. Van die Vader wat op die troon sit, vers 1, en in sy regterhand hou hy 'n boekrol vas. En dit fascineer 'n mens. Hoekom dit? Wat is hierdie boek? Is dit die boek van die lewe? Is dit die boek met die name van die kinders van die Here wat beskryf word in Openbaring 21? Nee, dis nie dit nie. Dis nie die boek van die lewe, of die boek waarin ons name opgeskryf is nie. Dis 'n ander boek. Dis hierdie boek. Dit help ons om te kyk na die Ou Testament. Daar is soveel plekke waarin dit beskryf word en iets van 'n boekrol vir ons geteken word. Een van die boeke wat vir ou baie duidelike idee gee van waaroor dit gaan is die boek Daniël. In Daniël 7 en Daniël 12 word daar gepraat van 'n boek, in Esegiel 2 hoor ons ook in Jesaja 29 ook iets van dit. Maar kom ons kyk na Daniël 7, hoor ons hierdie woorde. Hier word 'n beskrywing gegee van die hemelse Vader op die troon, en die rede hoekom hy 'n boekrol het in sy hand. Kom ons kyk na vers 9, Daniël 7. En ek het bly kyk totdat die trone reg gesit is. En 'n oue van daar gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof skoon soos wol, of so skoon wol. Sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur. 'n Stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. 1000-maal 1000 het hom gedien en 10.000-maal 10.000 het voor hom gestaan. Die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. Hoe klink dit vir u? Hier is 'n hofsaak aan die gang. Die boeke wat nou oopgemaak word, is die boek met die vonnis wat die regter uitspreek oor hulle wat geoordeel word. So dis een aspek van hierdie boekrol wat Daniël vir ons baie duidelik teken. As die hemelse Vader 'n boekrol in sy hand het, is dit 'n boekrol wat getuig dat God alle onreg tot 'n einde bring. Alles wat jy beleef het as onreg in jou lewe, stel hy reg deur hierdie boek. Elke plek waar God se eer aangetast word, is opgeskrywe en die oordeel daaroor is in God se hand. Maar dis verseël.
Die boek wat ons hiervan lees, het nie seels op nie, maar kyk ons nou na Esegiel 2, hoor ons van 'n boek wat aan beide kante beskryf is, soos wat hierdie boekrol is. 'n boekrol wat die Here vir Esegiel beskryf, as 'n boekrol waar nie net God se oordeel nie, maar iets van God se verlossing ook weer klink. Jesaja 29 hoor ons van 'n boekrol waarvan Jesaja praat, wat God het. En hierdie boekrol bevat weeklaag, hartseer. Lees ons nou verder, na hoofstuk 6, dan sien ons, daar word gepraat van God se oordeel, daar word gepraat van weeklaag en trane, en uiteindelik van die verlossing van die gelowiges. En dan die vraag, hoekom huil die apostel Johannes so, wanneer die Here hierdie openbaring vir hom gee van die boekrol? En hy ween, want hy besef, as hierdie boek toe bly, dan gaan God se verlossingsplan vir die mensdom nie realiseer nie. Dan gaan daar geen oordeel wees oor die onreg wat plaasvind nie. Dan is daar geen verlossing vir die kinders van die Here nie. Dan is daar geen hemel wat vir hulle voorlê nie. Dink daaroor. As jy onreg beleef en jy weet, daar sal uiteindelik gaan 'n onreg ten einde gebring word en God gaan die skuldiges oordeel, dan kan jy iets daarvan verdra. Maar wat 'n magtelose gevoel as jy in 'n hof sit en die regter gooi net die saak uit. Daar is geen reg nie. Die onreg het plaasgevind, die skade is gedoen, maar daar is nie 'n skuldige skuldig bevind en 'n oordeel uitgespreek, vonnis oor die skuldige nie. Jy voel net magteloos, dit voel net of onreg seëvier, of daar geen geregtigheid in hierdie wêreld is nie. En hierdie boek beskryf dat God sal geregtigheid laat seëvier. En dis ontsaglik belangrik vir u en vir my om te weet, God sal dit doen. Daar is geen sonde wat nie ongestraf bly nie. Hy sal elke sonde straf. Hy sal die goddelose wat skade doen op hierdie aarde ook aan ons straf met tydelike en ewige strawe. Vir die kerk het hierdie boek die boodskap van verlossing. Dat wanneer jy vervolg word, is daar 'n plek om heen te vlug. Daar is hoop. Want jy het iemand wat jou beskerm. As hierdie boek toe bly, het Johannes besef, dan is daar niemand wat die kerk beskerm nie. Hulle is net bloot uitgelewer aan die bose en gaan tot niet. Dis hoekom hy as hierdie boek nie oopgaan nie, dan beteken dit ook dat daar geen hoop is op 'n verlossing nie. Want dink mooi daaroor. Waarvan word jy verlos? Ja, van jou sonde, dis waar. Ten diepste word jy verlos van die oordeel van God. Dis wat voorlê vir elke ongelowige. Dit gebeur nie met 'n kind van die Here nie. Die enigste rede hoekom dit moontlik is omdat daar iemand is wat die boek kan oopmaak. As dit hier gebly het en die boek het toe gebly, dan was al die Bybelse beloftes onwaar. Dan was daar geen toekoms vir gelowiges nie. Dan het die bose geseëvier en gewen. Maar, en wat 'n genadige maar is dit. 'n Ouderling praat met hom. Hy sê, vir moenie huil nie, Johannes. Daar is iemand wat dit kan oopmaak.
En dan die persoon wat hy beskryf, gee hom onmiddellik hoop. Hy sê, daar is 'n leeu uit die stam van Juda. Hy het oorwin, en daarom kan hy die boek oopmaak. Dit verwys terug na Genesis 49, waar daar gepraat word oor elkeen van die 12 stamme, wanneer die Here by Juda kom, en dan sê hy, Juda, jou broer sal jou prys. Dit is nogal kostelik, want die woord Juda beteken prys. En hy sê vir hom, jy sal regeer. Jy is 'n leeu. Uiteindelik uit die stam van Juda kom die koning Dawid. Wanneer die Here Jesus in Jerusalem inry op die donkie, Sagaria 9:9 beskryf dit reeds eeue voor die tyd. Is dit wat die mense skree, Hosanna vir die seun van Dawid. Hy wat uit die stam van Juda is. Hy wat die leeu is wat oorwin. Maar hy is nederig, hy ry op 'n donkie. Dis nie 'n arrogante oorwinning nie, dis 'n nederige oorwinning aan 'n kruis uiteindelik. Want nou draai Johannes om, en wat sien hy? Hy sien nie 'n leeu nie. Hy kyk na die troon, en daar in die middel voor die troon, tussen die 4 lewende wesens. 4 lewende wesens staan vir die mensdom. En die mensdom, is daar iemand wat die boekrol kan oopmaak. Hy staan in die midde van die ouderlinge. Nou wanneer die Openbaring praat van die ouderlinge, daar word gepraat van 24 ouderlinge. Hoekom 24? Want die 12 staan vir die 12 stamme van Israel, die Ou Testamentiese kerk, en die 12 apostels van die Here Jesus, die Nuwe Testamentiese kerk, die hele kerk. In die midde van die hele kerk is daar een wat die boekrol kan oopmaak. Wanneer hy nie 'n leeu sien nie, wat hy sien wel, is dit 'n lam wat lyk of hy geslag is. Ek lees hierdie week 'n boek wat 'n rabbi geskryf het, hoekom die Jode nie in Jesus glo nie. En een van die redes wat hulle aanvoer is, 'n menslike offer is nie aanvaarbaar vir God nie. Diere mag geoffer word, maar geen menslike offer is vir hom aanvaarbaar nie. En dan is die vraag maar, hoekom glo ons dit dan? Dat dit vir God aanvaarbaar was, dat Jesus 'n offer gebring het. Soos wat Hebreërs vir ons in detail beskryf. En die rede is eenvoudig, want die Bybel sê dit. Al die offers van die Ou Testament wys hierna as Here Jesus. En daai 2 hoofstukke waarvoor die Jode so bang is, Jesaja 52 en 53 beskryf dit in detail. God het die sonde van ons almal op hom laat neerkom. In ons plek staan daar, is hy deurboor. Hy is die offer wat gebring is. Hy het homself as offer gegee. En reeds in die Ou Testament beskryf dit. Dis wie Jesus is. Die een wat bereid was om die prys te betaal, sodat God regverdig kan oordeel en ons kan vergewe. Toe die Israeliete uit Egipte uitgetrek het, was die opdrag daar, ons het dit gehoor. Soos die bloed wat teen die deurkosyne moet wees, sodat die doodsengel verby kan gaan, dat die paaslam die gesin verlos van die tragedie dat die eerstgeborene gedood word. Is dit die bloed van die lam, ons Here Jesus, wat uiteindelik alle paaslamme vervul deur sy offer aan die kruis. So wat ons nou aan ons poorte kan skryf is liefde vir God, volgens Deuteronomium 6, die deurposte van jou deure, dat jy God lief het. Dit moet in jou huis wees, dit moet in jou dorp wees, jou stadspoorte staan daar Deuteronomium 6. So hy sien 'n paaslam, maar dit is nie 'n gewone paaslam nie. Hy het 7 horings. Dit staan daarvoor dat hy almagtig is, volmaak in mag. Hy het 7 oë. Openbaring self verklaar dus dat dit staan vir die 7 geeste, die Heilige Gees, wat oor die aarde uitgestort is, staan daar. In wie se kragveld ons leef. So hierdie paaslam wat geslag is die Here Jesus. Die Here Jesus wat almagtig is, sodat hy ons verlosser kan wees,
en alomteenwoordig is deur sy Heilige Gees wat ook in my hart woon. Jy is 'n kind van die Here, want die Heilige Gees woon in jou hart. Jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. So wat 'n genade dat hierdie boekrol geleem is deur die lam. Hy het die seels gebreek. Hy het die raadsplan van God se verlossingsplan vir die wêreld ontvou en 'n werklikheid gemaak. Hy het verlossing gebring en hy is die regter wat op pad is om alle onreg, elke goddelose mens, elkeen wat Jesus verwerp te oordeel. So wat is die implikasie? Implikasie is 'n loflied. Onmiddellik sien ons val die 24 ouderlinge voor die lam neer en aanbid hom. Dis die kerk, dis ons wat Jesus aanbid. Saam met hulle het hulle die skale, die goue skale met die reukwerk, dit is die gebede. Dis wat ons aan God wy. Jou gebed is offers aan God wat hom verheerlik. Dis nie 'n sondoffer wat alles verbrand nie, dis 'n reukoffer waar jy God loof en verheerlik. En dan word 'n lied gesing. Waardig is die lam wat hierdie seels kon oopmaak, die verlossing 'n werklikheid kan maak. En dan staan daar twee goed oor gelowiges. God maak ons konings en priesters, en dit het ons reeds in hoofstuk 1 gelees. Ons word priesters en konings gemaak. 'n Priester, Romeine 12 vers 1 en 2, want jy wy jouself as 'n lewende, heilige en God welgevallige offer. Dis hoekom jy God se priester is. Jy dien hom. Ons gaan nie daar in die hemel op 'n wolkie sit en 'n harpie speel nie. Daar staan in Openbaring, jy gaan God dien. Ons werk. Jy gaan God dien. Begin nou reeds. En die tweede ding is dat hy sê, ons is konings. Ons gaan heers oor die aarde. En dit begin, deurdat jy vandag as koning oor jou sonde heers. Jy is nie meer 'n slaaf van jou sonde nie. Jy is God se koning, God se koningin. Uiteindelik leer Openbaring ons dit. As dit is wat God sy kerk mee troos, dat daar 'n regter is wat verlos en wat oordeel oor onreg. En ons roeping is om hom te aanbid en hom te besing. Waarmee is jy besig? Watter persentasie van jou lewe draai om jouself en jou eie behoeftetjies en dit wat jou bekommer en dit wat... Waarmee is jy besig? As dit is waarmee ons in ewigheid besig gaan wees om God te verheerlik en hom te dien, is dit nie ons roeping vandag, dat jy meer in jou gedagtes sal besig wees met die Here, om hom te leer ken, om die liefde wat hy oor jou uitstort deur sy seun wat vir jou betaal het, 'n dankie lewe te leef. Johann Sebastian Bach het gesê, mense wat nie van musiek hou nie, gaan nie tuis woon in die hemel nie. Hoeveel tyd spandeer ons daar aan om God te besing, om te verheerlik met ons lied. Hier is nuwe liedere geskryf, ons is altyd half ongemaklik nie, gee ons die ou liedere, ons is gemaklik daarmee, ons ken dit, hier staan die woord 'n nuwe lied vir God geskryf, dan moet voortdurend gekomponeer word, bereim word om God te verheerlik en te besing. Ons moet nie bang wees vir nuwe liedere om God te besing nie. Dis waarmee ons besig gaan wees. Ons moet nou reeds begin. Om uit volle bors die lam te besing en die eer en heerlikheid te gee wat hom toekom. Hy gee 'n lied. In Exodus, toe die Israeliete deur die Rooi See verlos is en uitgetrek het, droogvoets, onmiddellik, kyk Exodus 15, breek Moses uit in 'n lied. En van die dinge wat opgeskryf is in Deuteronomium is dat Moses die volk moes leer, dat hulle die liedere ken en sing.
Wat sê dit vir ons vandag? Ek dink Openbaring skud ons 'n bietjie wakker om te sê, hou op, om net na jouself in die spieël te kyk, daar kyk op, daar is 'n God. 'n God wat groot is, groter as wat jy ooit kan dink. Fokus op hom, op sy aanbidding en sy verheerliking. En doen dit by die werk, doen dit by die skool, doen dit by die huis. Fokus op sy verheerliking en die manier hoe jy mense hanteer. Jou gedagtes moet gevul wees met die liefde wat hy uitstort in jou hart. Jou optrede moet daarvan getuig dat jy die Here liefhet. Kry jou prioriteite reg. Want hy sê hier, dat hulle voor hom neerval en hom aanbid. Jy het die voorreg om dit vandag te doen, want elke mens sal dit doen. Jy dalk vandag hier. En as jy dit nie vandag doen of op die aarde doen nie, sal jy dit doen vanuit die hel se smarte. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, saam met die engele en al die wesens wat U besing en groot maak in die hemel, wil ons in die koor inval en in die lof en eer bring en die groot maak. So die musiek laat weer klink, Here, dat U God is, dat U nie net ons koning is wat deur die Gees in ons harte woon nie, maar die enigste ewige koning. Dankie, Here, dat U Uself ook nie openbaar net as 'n tiran wat met wreedheid en onreg doen nie, maar 'n regverdige koning en regter. Wat die onreg oordeel, maar dit moontlik maak dat U ook genadig kan wees met die sondaar kinders en hulle begenadig deur die bloed van die Seun. Help ons, Here, om toegewyd aan U te leef. Vergeef ons selfbeheptheid. Vergeef, Here, dat ons so fokus net op onsself en ons eie behoeftes. Vergeef ons, Here, dat ons baie keer so liefdeloos optree. Dink dit maak nie saak. Vergeef ons, Here, dat ons net so behep is met die aardse dinge en die tydelike dinge, dat ons nie ons gedagtes ophef na U wat in die hemel woon, soos wat U vir ons die opdrag gee in Kolossense 3 nie. Help ons om ook te fokus op die dinge wat daarbo is, waar U is. En dat ons liedere opklink en dat elke gebed 'n geleentheid sal wees waar ons gedagtes ophef na U wat in die hemel is, om daar met U te kommunikeer en ons liefde vir U te betuig en maar die eer te bring wat U toekom. Vergeef ons, Here, dat ons gebede baie keer maar net versoeklysies is. Help ons om psalms te bid wat lof en eer bring. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.